vanoggend, soos julle aangaan, en die pre-teens, julle kan ook uitbeweeg. As jy jou Bybel saam met jou het, asseblief blaai gou saam met my na 2 Korintiërs 1, hoofstuk 1. Nou, ons begin vandag met 'n nuwe reeks wat ons noem Compelled by Compassion. En hierdie is 'n reeks wat ons sê, ons het so 2 keer 'n jaar die hele familie saam in 'n rigting in preek en ons sê hierdie is dat die Here met ons wil praat oor compassion, oor medelee of deernis. Daar's eintlik 'n paar woorde vir dit en dit kom uit ons boodskap of ons tema vir hierdie jaar wat ons sê marked by his glory and known by his love. Ons is gemerk deur die heerlikheid van die Here, in die sin van dat Jesus gesê het, Here, die heerlikheid wat U vir my gegee het, gee ek vir hulle. Ons is draers van die heerlikheid, teenwoordigheid van God, sy lig, sy genade, sy liefde. Ons word die draers daarvan. So ons is gemerk met sy heerlikheid. Maar wanneer ons plekke verlaat, moet ons geken word aan sy liefde. Dit is die ding wat moet agterbly wanneer ons uit plekke uitstap, wanneer ons in ons verhoudinge, mense in ons verhoudinge kyk, of wanneer ons mekaar beleef, ons word gekenmerk deur die liefde, en liefde het sekere maniere hoe dit uitdrukking vind in ons lewens. Nou, voor ons verder gaan, ek wil gou vir jou hierdie vraag vra. Ons moet so 'n bietjie 'n basis lê vir oggend, maar die woord verligting, julle almal ken die woord, né? Verligting, né? Jy sal sê, dit was 'n groot verligting. Kan julle 'n situasie recall gou in jou lewe waar jy 'n groot verligting beleef het? Kan jy gou 'n bietjie dink? Kom ek verduidelik jy 'n storie in my lewe. So einde laas jaar, begin Desember, gaan haal ek die pos uit my posbus uit en kry ek so 'n lekker briefie. Het julle al 'n lekker briefie gekry? Ja. En hy sê daar, meneer, jy het, toe jy in Australië was in Brisbane, het jy op jou foon gewerk terwyl jy bestuur het. Ja. 1200 Australiaanse dollars boete. Nou kan ek net te versagting, niemand gaan worry wat ek nou sê nie. Maar die kar wat ek gehad het, het nie 'n Apple Play gehad, CarPlay. Nou ek ken nie die plek nie. Nou het ek die padkaart op my foon en hy's net so op my been en net my duim raak hom so. En daar vang 'n kamera my. En dis ek, want my baard lê die hele picture vol. Ek kan sê dis ek. Ek gaan nie eers kan sê dit was nie ek nie. En ek sal dit dis mos nou leeg. Ek kan dit nie. Maar nou dink ek, Here, regtig $1200 vir dit. Jy's nou lekker, sê ek vir Karen, hierdie is verskriklik. Dit is duur skoolgeld hierdie om te betaal. Nou, jy kan nie appeleer nie. Al hoe jy appeleer is jy gaan hof toe. Nou, ek is nie eers daar, bly nie eers daar nie. Nommer 1, ander opsie is dat jy die hele bedrag betaal. $1200 is baie geld. Of jy betaal $60 in 'n bankrekening, dan is dit vir hulle bewys dat jy dit dan nou wil afbetaal. Dat klink so 'n beter opsie. Alraai. Maar ek sê te vir Karen, Jesus, kom ons wag net so 'n bietjie. Ek weet nie wat ons moet doen aan hierdie ding. Ek meen ons bly nie eens op 'n plek nie. Ek meen dit was regtig nou nie intensie. Ek het nie so met my foon gepraat op my oor en dit verstaan ek. Dan kon jy my 1500 gecharge het. Maar nou sit ek en sê, Here, U gaan ons nou moet help met die ding. Ek voel net nie reg, $1200. Mense, nie NZ dollars nie, Australiaans. Jy moet nog 'n bietjie bysit. En jy weet mos as jy procrastinate. Jy weet, jy rek hom nou maar uit. Jy sê, ja man, ek wil nie, maar ek weet iewers gaan ek moet. En net so voor ek die besluit neem, ek sê vir Karel, ons moet maar hierdie ding betaal. Dis nou maar wat dit is. Gaan ek weer eendag na my posbus toe. En ek kry weer 'n briefie. Toe ek hom so sien, daai koeverte lyk mos 'n bietjie anders, nê. Dan sê ek, ag Here, nie nog eene nie, asseblief. Nou maak ek die ding oop. Nou staan daar, hoor net hier. 15 Desember kry ek hom. Ons het nou hieroor gedink oor hierdie fine. En ons besef jy bly nie in hierdie land nie. En vir hierdie keer sal ons jou oorsien. Maar volgende keer is daar geen genade nie. Ek maak 100 kopies van daai brief. Sit hom in elke kluis, in elke kas, want die dag as hulle my deur gaan klop, gaan ek vir hulle wys. Maar hier's die punt. Die verligting. Kan jy imagine? Die verligting. Ek sê liefie, checkie, die Here het vir ons 'n Kersgeskenk gegee. Checkie. Die verligting. Dis soos jy kan dit asem. Kan jy relate? Net verligting. Maak 'n bietjie so.
Jy weet, jy voel hom sommer net. Maar wat in verligting is 'n baie interessante woord, want hy het nie net daai betekenis nie, hoor gemooi. Hy het ook die betekenis, hy het 'n dubbel betekenis, né? As jy iets verlig. So dis 'n verligting, maar dit kan ook dien as 'n verligting, om lig te gee in 'n plek. En so is baie interessant hierdie woord, want ek wil vanoggend, wanneer ons praat oor compassion, begin, die Here om vir jou te sê, dat ek wil vir jou blootstel aan verligting in jou lewe. En die verligting is die volgende, is dat jy moet ophou probeer, of jy kan ophou probeer, te bereik en hard te werk en te probeer presteer, sodat jy God se liefde en aanvaarding kan hê in jou lewe. Jy kan ophou. Jy kan niks doen om sy liefde te hê in jou lewe nie. Jy kan niks doen. Jy kan nie presteer om sy goedkeuring in jou lewe te hê nie. Om sy aanvaarding te hê in jou lewe nie. Kan jy net vir 'n oomblik dit vir jouself sê en net diep asemhaal en sê, dankie tog. Want jy sal probeer en probeer totdat jy blou is. Jy gaan dit nie reg kry nie. Want dit is reeds gedoen, want Jesus het dit gedoen op sy poging. Maar ook bring hy vir ons hierdie verligting, dat jy nie hoef te werk vir hierdie acceptance, hierdie aanvaarding en liefde wat ons so nodig het en genade. Nie net het hy vir ons die verligting gebring van dit nie, maar ook wil hy dan hê, soos wat jy hierdie verligting beleef, dat jy deur jou lewe sal kom verlig in mense wat ook in dieselfde plek sit as waar jy was. So God bring verligting. Maar hy wil ook hê deur jou lewe moet jy gaan verlig. Waar mense vasgevang raak in plekke waar hulle nie God se liefde beleef nie, want hulle besef nie dat is reeds beskikbaar vir my nie. En so in hierdie reeks wil ek vandag vir jou sê, hierdie is 'n wille reeks in die volgende 3 weke, want die Here gaan vir ons kom skit en kom skuif en kom challenge oor die hele gedeelte van deernis, compassion. Ons gaan 'n bietjie praat oor hoe ervaar ons, how do we encounter the compassion of God? How do we embrace? How do we engage to give and to live out this compassion? En so die agtergrond van hierdie reeks, wanneer ons praat oor compassion, en ek dink net medelee, ons gaan maar al die woorde gebruik, deernis, barmhartigheid, meegevoel. Afrikaans los ons nie eintlik met 'n lekker woord vir compassion nie, want eintlik compassion is baie interessant. Die woord, die tweede gedeelte, passion, kom van 'n Latynse woord af passere, wat beteken the willingness to sacrifice and to suffer. Dis so kom ek altyd sê, in bedieninge, waar ook al jy in jou lewe doen, die beste ding om te doen is om in jou passie uit te leef, want you will be willing to suffer for that, and to sacrifice. En so wanneer ons praat oor compassion, is dit wanneer jy die binnekant, in die Grieks actually beteken dit dat die binnekant, hulle sê dit word 'n fisiese ding, dat jou ingewande, jou begin saamtrek as gevolg van hierdie nood wat jy sien, of hierdie meegevoel wat jy het vir iemand. Dis net 'n gevoelietjie, nie goosebumps nie, dit is jy weet, jou gut trek so saam. Dis letterlik wat compassion beteken. Medelee. Hoe lyk dit in ons lewens? Nou, ek dink vanoggend wanneer ons lees uit Korintiërs, obviously, hierdie jaar wanneer ons praat oor hierdie reeks, wil ons in Korintiërs indelf. Jy sal weet van ons vorige reeks het ons baie daar gesels, maar Korintiërs, Korinte, die stad was 'n baie kulturele, diverse plek, immoreel gewees in 'n klomp opsigte, baie sosiale spanning, even wat in die kerk daar weerspieël het. En Paulus se uitdaging kom na die gelowiges toe en hy sê vir hulle, luister, julle gaan moet begin beweeg weg van 'n selfgesentreerde lewe om kanale te wees van God se barmhartigheid na mekaar toe. En dan skryf hy in 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4, nou leer hy hulle, nou sê hy die volgende, lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van barmhartigheid en die God van alle bemoediging.
En dan sê hy verder, hy bemoedig ons in al ons verdrukkings, sodat ons hulle wat in allerhande verdrukkings verkeer, hulle kan bemoedig met die bemoediging waarmee ons self deur God bemoedig word. Ek wil dit graag in die Engels vir jou lees, want hier lees ons dan nou die woord compassion raak. Hy sê, praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves received from God. Eers is 'n mooi skrif die. Want hy wys vir ons 3 goed. Hy wys vir ons, nommer 1, is dat die bron van alle barmhartigheid lê in God vasgevang. Hy is die bron van alles. Hy is die Vader van barmhartigheid en bemoediging. As ons dit ooit moet kan uitleef, iemand verlig of 'n plek verlig met dit, die plek waar ons dit kry, is nie om harder te probeer nie, ons vind dit by die Vader. En nommer 2 is, hy bemoedig ons in al ons verdrukkings. Dis die plek, die skrif sê, daar's 'n oomblik wat jy dit moet ontvang in jou lewe. Jy moet dit vat. En dan derdens sê hy, sodat ons ander kan bemoedig en bystaan. En ons sien hoe iets van 'n roeping begin 'n realiteit word oor ons lewens. Is dat God nie net wil hê jy moet soos 'n emmer wees en die water loop met in die emmer in, maar hy wil hê jy moet soos 'n pyp wees wat 'n kanaal is, sodat ons dit beleef in ons lewens, maar ook word ons uitgestuur om 'n verskil te maak. So luister na hierdie stelling, ware medelee is gewortel in die hart van God en in ons identiteit en word gevorm, hierdie medelee word gevorm deur ons eie ervaring van dit en uitgedruk in ons bereidwilligheid om ander lief te hê en te omhels soos die Vader doen. Kan jy hierdie prentjie sien? Hy is die bron van medelee. En hy wil jy moet dit ervaar in jou lewe, maar ook wil hy hê jy moet dit so ervaar dat hy weer deur jou lewe dit vir iemand anders te kan wees. Dit vir iemand anders kan wees. Nou Lukas 15 ken ons almal baie goed. Dit is die storie van die verlore seun. En hy is eintlik so 'n mooi prentjie, want hierdie leer ons eintlik hoe om dit te doen wanneer die Here sê ek wil jy moet dit ontvang, maar ek wil ook jy moet dit wees. Lukas 15, julle ken die storie, die jongste seun, pa, hy 2 seuns gehad, die jongste seun kom na hom toe, hy sê pa, luister hierso, ek wil my hele erfporsie hê, ek wil gaan op my eie wees, ek wil nie meer in jou huis bly nie, baie dankie, en hy kom met hierdie arrogansie, en sy pa kyk vir my en hy sê vir my, okay, waar gaan jy? En hy gaan, julle ken die storie, hy gaan, en hy mors alles uit oor 'n tydperk, en met absolute onwysheid in sy lewe en welis en al die goeters kom oor sy lewe en greed en selfgesentreerdheid tot op 'n plek waar hy in die varke se stal beland en hy sit daar en hy eet die pele van die varke, hy's arm, hy het alles verloor. En iets in sy gedagtes skiet op, hy sê, weet jy wat, as ek nou daaraan dink, die slawe in my pa se huis het 'n beter lewe as ek nou het. Miskien moet ek teruggaan. En ons ken die storie, hy kom terug. En ons ken die storie, die pa sit, ek sien altyd, hy sit op hy stoep, drink sy koffietjie. En daar die vlakte sien hy kom sy seun aan. En die Bybel sê dat hy het opgestaan en hy het na sy kind toe uitgehardloop. En hom gaan omhels en hom 'n soen gegee. En hy kom terug en hy sê, luister hierso, my seun was weg, maar dank God, hy het huis toe gekeer. Aan die ander kant is die ouer broer staan hier en hierdie hele dinge kyk en hy dink by homself, hy sê, pa, luister hier, hoe kan jy hierdie ou terugvat, wat alles wat hy gedoen het? Hy sê, luister hier, ek het hoeveel vir jou gewerk in jou huis, in jou op hierdie plaas waar ook ons is, hy sê, jy wil my nie eers 'n bok gee nie. Gaan lees die skrif. En ons lees hierdie storie baie uit die konteks uit van die verlore seun, die seun wat terugkom, dank God, hy kom terug. En ja, ons kan altyd terugkom na die Here toe, maar een ding moet jy vanoggend besef, is 3 karakters. Nommer 1 is hierdie jongste seun. Hierdie jongste seun, die verlore seun, selfbevrediging, selfsug. En hy sien sy pa as hierdie bank, jy weet, hy wil alles onttrek wat hy kan.
En hier gaan hy. En so baie keer kan ons in ons lewens kan ons vereenselwig met hierdie jongste seun. Ons baie keer vasgevang in die greed en die selfbevrediging, die selfsug, alles gaan oor my. Tweedens sien jy die oudste seun, hy het hierdie entitlement, dis soos luister, ek verdien eintlik meer, want ek was getrou met jou gewees in jou huis. I mean, en wat hy nie weet nie, is dat hy al die privileges het, wat hy nog steeds het. Hy kom van 'n plek van entitlement af. En hy sien absoluut sy pa as hierdie werkgewer, as hierdie kontrak. Jy weet, ek doen vir jou, hoekom gee jy nie vir my terug, soos ek wil hê nie. Kan ons nie ook baie keer in ons lewens so wees nie? Entitled, Here, ek gaan elke Sondag kerk toe, hoekom moet hierdie goed oor my lewe gebeur? Here, ek dien nie, hoekom moet ek luister hier. En dan sien ons die Vader, die Pa se funksie. Hoe hy uithardloop, beleef hierdie twee scenario's. Maar hy hardloop uit en hy sê, luister hierso. Jy's my kind. Jy's my kind. Jy behoort aan my. Jy behoort aan my. Niks sal jou kan skei van die feit dat julle twee my kinders is. Ek gaan lees die storie, het saam fees gevier, was 'n joyous moment. Baie keer dink ons is hierdie verlore seun, of ewen die oudste seun, maar ek wil vandag vir jou sê, God se verwagting is dat ek en jy soos hierdie pa sal wees. Wanneer ons praat oor liefde, wanneer ons praat oor compassion, kan ons op 'n plek wees waar die Here sê, wees soos hierdie pa, wat die behoefte raak sien, wat verlig is vir die feit dat hy weet wie hy is as pa, maar ook dat hy lig bring in iemand se lewe. Ons word soos hierdie pa. Maar ek wonder altyd oor hierdie storie, want hoe doen jy dit? Hoe doen 'n pa dit? Hoe doen 'n pa dit as kind wat jou so teleurstel? Wat weggeloop, jy weet nie of jy hom ooit weer sal sien nie. En as jy hom weer sien in die verte, hardloop jy uit. Dis asof alles net verdwyn. Dis amper soos ek onthou toe my kinders so 2 jaar oud was in die nag, dan is hulle wakker. Wie kan relate? Heerlikheid, jy voel, en dan huil hulle, jy weet nie hoekom hulle huil nie. Babietjies, oei, en jy check die doek is skoon, jy check melk is gedrink, alles, hoekom huil jy? Ek verstaan dit nie. Jy staan by daai kot, sê Here, ek help my, vandag gaan ek, moet my eerder nie krag gee nie, vandag gaan ek 'n fout maak. en dan slaap jy weer so 'n bietjie, en dan die volgende oggend, dan hoor jy daai laggies daar in die kot. Onthou julle, as jy gaan, dan dink jy nie eers aan wat in die aand gebeur het nie. Is dit reg? Of dink julle nog aan? Nee, ek weet nie, ek is dan anders. Maar dit het half alles uitgevee van die min slaap, want as ek daai laggies sien, en daai oulike gesig, jy is so beautiful. Is asof dit net, dat is my kind. Ek wonder altyd hoe doen 'n pa dit? Hoe het jy so hard? Hoe het jy so hard? Ek kan vanoggend vir jou sê, is want ons Vader, ons Pa, is die bron van deernis. En ons leer dit by hom. Die vraag is net, het jy dit al ervaar in jou lewe? Was jy al oop om dit te ontvang in jou lewe? Hoor mooi, Lukas, ek lees weer vir jou, en toe hy nog ver was, het sy pa hom aangesien aankom, oorweldig met liefde en deernis, het hy na sy seun toe gehardloop, en hom omhels, en hom gesoen. Hy hardloop na sy seun, want daar's deernis in sy hart. Is gewortel in sy natuur, want hy het dit iewers te beleef, en dan kan hy dit gee. Hy beleef dit. Dis nie net iets wat God in ons lewens net kom doen, is sy aard, dis wie hy is, en sy begeerte is, dat dit ons aard sal word. Dat dit deel van jou natuur sal word, om te gee. Om medelee te hê vir mense om jou. Johannes 4:16 sê die volgende, ons leef uit die wete, hoor mooi, uit die wete, en is absoluut oortuig daarvan dat God ons lief het. Jy moet dit vandag weet. Weereens, leef in die verligting dat jy weet dat God se liefde is daar vir jou. En dan sê hy,
God is die liefde self en almal wat uit die liefde leef, leef in 'n hegte verhouding met God en God met hulle. Dis wat ons beskikbaar het in ons lewens. Dis wat ons het, die liefde van God wat ons kan ervaar in ons lewens, die medelee wat ons kan ervaar in ons lewe. Jy sien, want op die einde van die dag is wat God wil sien is heelheid in ons lewens. God wil sien dat jy heel sal wees. God wil sien dat ons heelheid bring in ons omgewing, ons is in jou gesin, waar ook al jy is, daar hulnis sal wees, daar waar jy kom. En dit is nie iets wat ons kan bereik deur prestasie nie, dit is iets wat ons ontdek in God, want hy is die bron. En wil ek vandag vir jou sê, in hierdie reeks, ons wil op 'n plek kom, ons vir jou sê, maar luister, jy moet begin, die Here se plan is dat jy geken sal word deur liefde, dat jy die wêreld om jou sal verlig met sy heerlikheid, sal verlig met sy medelee, met sy deernis. Maar jy sal dit nie kan doen as jy nie eers beleef het, dit ontvang het van God self in jou lewe nie. Want dis hierdie kanaal. En so vandag wil ek praat met jou oor die encounter. Het jy dit al encounter? Het jy al die compassion van die Here beleef in jou lewe? Het jy al sy meegevoel beleef? Was jy al oop daarvoor gewees in jou lewe om dit te beleef en te ontvang? Ek dink een van ons grootste uitdagings vandag wat sukkel om liefde uit te leef deur compassion is die feit dat ons baie keer in ons lewens is ons toe, ons is nie hier om te ontvang nie. We are so set in our minds to achieve that we forget to receive. Ons vergeet om te ontvang dit wat God vir ons wil kom uitspoel in ons lewens. Met die doel dat dit deur jou lewe dan sal uitvloei na ander mense toe. Maar baie keer is ons so toe, ons sukkel om dit te omhels. Ons sukkel dat God ons omhels en vir ons sê, weet wat, ek is lief vir jou. Jy's amazing. Ons sukkel, 3 goed, ek wil sommer net vir jou 3 gee. Egtheid is baie keer goed wat ons sukkel om eg te gee en die vyand love it om vir jou te kom sê, gee voor iets wat jy nie is nie. Dis 'n blokkasie vir die compassion van die Here in jou lewe. 'n openheid. Ons sukkel om oop te wees in ons lewens, om te sê hoe dit met ons gaan. En die vyand love it om te kom met isolasie in jou lewe. Want as jy isoleer jouself, jy het so baie pyn. Niemand gaan dit kan uitsorteer nie. Nie eers God se compassion in jou lewe sal dit kan uitsorteer nie. Ons trek terug. Kwesbaarheid, vulnerability. Vyand love it om hoogmoed te bring. Ek kan nie vir mense wys waar ek is in my lewe nie. Ek kan nie wys nie. Ek kan dit nie wys nie. Mense moet dit nie sien nie. Niemand gaan verstaan nie. En dis baie keer ons, as jy het gewonder vanoggend, hoekom dra ek hierdie mooi baadjie? Ek het soveel komplimente gekry, mag hom dalk weer dra. Ek moet nou level up, maat. Is dit nie baie keer ons is voor mense? As ons kerk toe kom. Ons lyk baie mooi. Ons trek mooi aan. Maar baie keer as jy net een vlak dieper gaan. Moenie worry nie, ons sal net hier stop. As jy net een vlak dieper gaan. Daar is soveel pyn. Daar is soveel houe. Daar is soveel gebrokenheid. En ons wonder, hoekom kan mense nie raak sien hoe smart ek lyk nie? Hoekom kan die liefde nie deur my vloei nie? Want ons maak toe. Ons gee voor. Jy sien, as jy op 'n plek kan kom en jy sê, Here, ek verstaan die groter prentjie. Ek moet eg wees in my lewe. Ek moet oop wees, ek moet kwesbaar wees, want dit is die enigste manier dat ek u compassion kan beleef, sodat ek dit kan wys vir mense. Dit is die enigste manier hoe gemeenskap heelheid sal beleef, soos ek 'n kanaal word.
Maar baie keer is hierdie baadjie, is dit wat ons stak hou in 'n plek. Ons isoleer. Ons gee voor. Ek haat hierdie baadjie. Gee voor om net te like dit te dra, ek like dit niks. Gee voor, isoleer. Ek het 'n attitude as jy so baadjie dra, nee. Jy loop rond met hoogmoed, niemand moet weet wat in my lewe aangaan nie. Openheid. Jy sien, want wanneer jy God se medelee ontvang in jou lewe, gebeur iets heiligs. Jy gaan agterkom, jy voel veilig. Jy kan die dinge in jou lewe wat jou ontbreek, kan jy begin noem. Jy's op 'n plek waar jy dit alleen konfronteer in jou lewe nie. Die Here bring jou tot op 'n plek van genesing, want daar's 'n groter prentjie. Sodat ons gekenmerk sal word deur liefde, sodat medelee deur my lewe sal plaasvind vir mense om my. Kan jy sien as ons vasgevang raak in hierdie ding van voorgee, isolasie en hoogmoed, hoe dit soveel pyn verder bring in hierdie wêreld. En ek weet, jy sit hier volgende sê, luister jy, ek het al my lewe oopgemaak vir mense, het my diep teleurgestel. Ja, we are just people. Maar dit gee vir jou nie die reg, of dit gaan nie vir jou werk om net te sê, I'm just going to keep it for myself. Hierdie feit is net, jy moet verstaan vanoggend dat God het jou so geskape, jy kan nie alleen deur hierdie lewe gaan nie. Dit is onmoontlik. Jy het mense om jou nodig. Jy het God se medelee in jou lewe nodig, sodat jy die groter prentjie kan maak werk van sy koninkryk. Ek lees hierdie stuk vir jou. Jesus doesn't only forgive sin. Hoor mooi. He touches wounds. He enters the memories, the habits, and the reactions shaped by pain, not to condemn them, but to redeem them. As his compassion is received, healing flows, chains loosen, and identity is restored, and new rhythms of life emerge naturally. We are not changed by pressure, but by proximity to his love. Amen. Worship team, julle kan na vore kom. It's beautiful. So wat sien God vir jou lewe? Is dat jy, soos wat jy oopmaak en sy medelee ervaar in jou lewe en oopmaak as Here, hier, ek moet met hierdie goed deel in my lewe. Ek moet hierdie wil uittrek. Ek wil dat u kan sien wat die goed is. Ek wil dat mense kan sien, ek wil dit kan deel. Ek het u medelee nodig in my lewe. God wil sien dat jy sal beweeg van 'n plek van lyding, dat jy sal groei na 'n plek toe waar jy beweeg in jou lewe, waar jy vorentoe beweeg. En ons sien dan, hier's 'n paar goeters wat ek neergeskryf het, dat ons geneesde wonde word strome van barmhartigheid vir ander mense. Ons sien dan dat ons lyding is nie 'n monument nie. Ja, ons kan baie keer dit doen, nee, as ons lyding, ons seer wat ons het, ons bou 'n monument daarmee in plaas van om te sê, Here, gebruik dit vir momentum vir u koninkryk. Breek daai monumente af. So mooi na dit kyk, al die pyn wat ek al deur is in my lewe. Ja, ons gaan deur pyn gaan in die lewe, maar luister hier, God kan dit gebruik vir groot impak in sy koninkryk. God mors nie pyn nie, hy gebruik dit om roeping te versterk. Alles wat jy nou deurgaan in jou lewe, die pyn, die gebrokenheid, hy mors dit nie. Deur dit wil hy net jou kom herinner, dat jou roeping is nog sterker. As mense om jou wat jou nodig het. Hy het jou nodig in die toekoms. Hy het jou nodig om sterk te wees in die toekoms. Maar laat toe dat God jou kom sterk maak deur sy compassion vanoggend. Dat hy kom wys hoe liefdevolle Vader hy is. Jou storie word iemand anders se oorlewingsgids. Is dit nie mooi nie? So wat ons gaan doen vanoggend, ek wil vra dat jy saam met my staan, ons gaan saam worship en 'n geleentheid skep. Terwyl ons worship, as jy sê, ek het so nodig dat iemand saam met my bid vanoggend. Ek het nodig om my baadjie uit te trek. Ek het nodig om God se liefde te beleef. Ek het God se medelee so nodig in my lewe. Ek het nodig om net te ervaar die vaderhart van God
Is jy so welkom om hier voor te kom staan. Ons leiers is meer gereël om saam met jou te bid vanoggend. As dit jy is. Maar kom ons vat 'n moment, vat hierdie woord, ons bepeins dit in ons gees. En so welkom, as jy sê, bid net saam met my. Jy hoef eers die detail te sê, net bid net saam met my. Ons gaan hier voor wees vanoggend. Kan ons dit doen? Kan ons dit doen? Kan ons saam worship vanoggend? Hierdie God, die God van alle barmhartigheid, die God van alle comfort, is hier vanoggend. Amen. Kom ons worship saam. Dankie.